In Julie 2016 het 'n gesin 'n dag by die Rabat dieretuin in Morocco gaan geniet. En 'n pa het toe sy 7-jarige dogtertjie het hy op sy skouers opgetel sodat sy die olifante beter kon sien. En wat hulle toe wou doen is hulle wou toe 'n foto neem. So met haar op sy skouers draai hulle toe om met die olifante nou aan die kant. Julle is die olifante. So dat en iemand wou, ek weet nie of vir die ma of wie dit was nie, maar iemand wou van hulle 'n foto nou neem met die olifante in die agtergrond. En wat een van die olifante toe doen is, een van die olifante tel met sy slurp 'n klip op en slinger daai klip net na die kant toe van die mense. Hulle sê hulle doen dit as hulle frustreerd is of so. Hy kon nou obviously nie mik vir hierdie gesin nie. Maar die klip slat toe hierdie dogtertjie agter die kop en sy is dood. Baie 'n aardige manier om dood te gaan, maar net om weer daai punt te maak. Nie een van ons weet wanneer ons tyd is nie. En soos ek sê, hierdie is een van daai moeilikes, soos hoe kan hierdie gebeur? Maar die fokus, dit waarop ek vandag wil fokus is, wat dink jy, hierdie ma en pa lewe 10-10-1 nog vandag? Wat dink jy is hulle grootste seer in hulle lewe? En wat dink jy is hulle grootste wens in hulle lewe? As jy vir hulle sê, as ek een ding vir jou kon waarmaak vandag, wat sou dit wees? Natuurlik sou hulle wil herenig met hulle dogter. En ek dink as ons praat oor die dood, dit dwing ons hierdie storie om weer te kyk van die kant af, van die kant af van ons wat lewe. Kyk ons na die deur van die dood en is hierdie moeilike vraag, as ons mense verloor, aan die dood afstaan, en hierdie skeiding vind plaas, is hierdie mense weg? Gaan ons hulle ooit weer sien? Dis 'n baie groot vraag. En ek dink is een van die grootste vrese wat geassosieer word met die dood, is hierdie skeiding van mense wat my lewe die meeste betekenis gee. En ek wil jou vandag bemoedig met hierdie tema, die groot reunie. Die groot reunie wat gaan plaasvind as ons skrif toe gaan, dan wys die Bybel ons hoe daar eendag hierdie reunie in die hemel gaan wees, waar mense wat kinders van die Here is, weer by mekaar gaan kom. Maar voor ek daarby kom, wil ek net 'n tree teruggee. En net eers kyk na hierdie seer en erken. Kom ons erken net eerlik gou, hierdie is die seerste seer. Om 'n geliefde in die dood af te staan, is die seerste seer. Hierdie skeiding wat plaasvind van twee wêrelde, is die seerste seer, en ek dink natuurlik die ding waarvoor ons die bangste is, dat dit met ons gebeur, as dit miskien nog nie met jou gebeur het nie, en jy het nog nie iemand baie naby aan jou verloor nie, dan lewe jy soveel te meer met daai vrees, maar wat as daai dag kom, en ek moet my man verloor, of my vrou verloor, of my kind verloor, of my ouers verloor, ek wil net nie deur daai dag gaan nie. Dan wil ek vandag vir jou sê, die Here wil nie hê jy moet leef met daai vrees nie. En natuurlik is dit 'n verskriklike pyn, en die Bybel doen nie weg met daai pyn nie. Die Bybel is verskriklik eerlik as dit kom by daai pyn. En dit gee ons ook nie hierdie vinnige oplossings of geestelike klisjées nie. En die kragtigste voorbeeld seker van die bewys van God se hart wat connect met ons harte wanneer dit kom by hierdie pyn, is Johannes 11 vers 35, en as jy jou Bybel hier het, kan jy daar oopmaak, anders kan jy saam met my volg op die skerm. Johannes 11:35, dis die kortste vers in die Bybel, by the way. Die kortste vers in die Bybel. In die Engelse vertaling is dit 2 woorde, dit sê net Jesus wept. En ons kon dit eintlik maar in Afrikaans vertaal het en net gesê het, Jesus huil. Maar dit sê Jesus het gehuil, die kortste vers in die Bybel. Maar seker een van die kragtigstes. Jesus het gehuil. Ek wil net hê jy moet 'n oomblik daai woorde lees. Lees dit net so 3 keer deur. In jou Bybel miskien 'n merkie daar maak, 'n hartjie daar langs aan teken. Jesus het gehuil. Dis nie 'n teaching nie. Dis nie iets wat die Bybel vir ons sê nie.
Dis iets wat ons sien gebeur. Dis iets wat ons sien. Dis nie iets wat vir ons gesê word nie, dis iets wat gesien word. En wanneer ons daarna kyk en ons sien wat Jesus doen, dan sien ons iets van die hart van God daarin. Want wat hier gebeur is, Jesus, een van sy vriende, Lazarus, hy is oorlede. En Jesus kom toe by die plek aan waar hy oorlede is, en hulle het hom eintlik al vroeër gaan roep, baie vroeër, terwyl hy nog siek was. En toe kom Jesus nie. Dit sê okay, hy het gehoor, en die mense was eintlik half kwaad, omdat hy so lank vat, en sy disippels ontstel, soos hulle het vrae gehad daaroor, want dis asof hy het geweet mos nou hy gaan doodgaan as hy so lank vat. En die ding is, hy het geweet hy gaan doodgaan, maar hy het ook geweet hy gaan hom weer uit die doodheid opwek. So dis eintlik 'n snaakse ding dat hy huil, want nou kom hy aan waar hy oorlede is, en hy sien hierdie Lazarus se familie, spesifiek sy 2 sissies, met wie Jesus baie goeie verhouding gehad het. Hy is vriende van hierdie familie. En soos hy vir hierdie familie kyk, sien hy hulle harte is broken. En hulle sit daar en huil. En soos hy stop en hy kyk vir hulle, kan mens nou, as die Bybel nie verder daar gepraat het nie, wonder ek wat sou Christene sê, gaan Jesus nou vir hulle sê. Moenie worry nie man, ek gaan hom nou uit die doodheid opwek, kalmeer. Ek dink baie van ons sal dalk so iets gedink het. Hulle miskien encourage, net positief wees, net half dis hoe ons dink geloof praat is, net, hey, moenie worry nie, jy het nie nodig om te huil nie, kyk, kom kyk, hy gaan opstaan. Net fokus op die uitkoms. Maar Jesus stop daar, hy gaan sit by hulle, en hy huil. Hoekom doen hy dit? As jy lief is vir iemand, dan gaan dit nie net oor die uitkoms nie, en God wat die wysste persoon is, en die persoon wat die liefste van almal het. Hy kyk nie net na die uitkoms nie, hy kyk na die oomblik. Want ek en jy kan kyk na die uitkoms, ons glo met alles in ons, dat ons gaan eendag hemel toe, ons gaan mekaar weer sien, so ons kan net vir mekaar sê op 'n begrafnis, hy, moenie worry nie, ons gaan mekaar weer sien. Hoekom huil jy? Alles is fyn, ons weet mos wat die uitkoms is, maar die feit van die saak is, in die oomblik is dit seer. In die oomblik is dit real, in die oomblik verlang ek. En ons sien, dis die beautifulste prentjie van God wat daai pyn erken, en acknowledge, en soveel so, dat hy in dit instap en dit self voel. Hy laat homself toe om te voel wat ek en jy voel. En hy gaan en voor hy die wonderwerk gaan doen, sit hy eers by hulle en hy huil saam met hulle. En hy connect met die oomblik, en dis so belangrik, want daar's nie net maar Martha en Maria en Lazarus en Jesus kom en hy wek hulle op, wek hom op nie, want hy's nie nou hier om ons geliefdes op te wek as hulle doodgaan nie. Ons gaan moet wag tot die wederkoms, ons gaan moet wag tot ons sterf en na hulle toe gaan, en hy het besef, vir my en jou onthaalwe. En ons wat die pyn vandag gaan moet dra, tot die wederkoms, of tot ons eendag na ons familielede toe gaan, hy wil hê ons moet weet, waar is hy nou? En hy kom en hy sit by hierdie gesin en hy huil saam met hulle. En dit openbaar vir ons net die mooi, die deernis, die konneksie van God se hart. Wat nie 'n God is wat ver af staan, onbewoë oor ons pyn nie. En ons beperkte denke wat hier vasgevang is in tyd en ruimte, hy's nie ongevoelig vir dit nie. Hy laat homself alles voel wat ek en jy voel. Elke greintjie pyn wat Martha en Maria ervaar het, kies hy om homself te ervaar en daar by hulle te sit en te huil. Hy is die heilende, liefdevolle God. En vandag sit jy miskien hier en jy het iemand verloor. Kan ek gou sien, wie van julle hier het iemand baie naby verloor? En as ek sê baie naby, ek bedoel in jou direkte gesin. Ma, pa, kinders. Kyk hoe baie van ons is dit. En die Here het geweet, dis 'n tipe pyn wat ons gaan moet dra. En dis wat hy doen. Hy kom sit langs jou. En hy sê vir jou, hey, ek voel dit. Dit wat jy voel, ek voel dit ook.
En ek wil hier by jou kom sit. Ek luister nie net as jy vir my liedjies sing in die kerk nie. Ek luister ook as jy huil. En die rede hoekom jy huil, connect ek mee. Dit wat jy voel, ek voel dit, wat jy voel en nog meer. En ek wil hê jy moet weet die Here is by jou. En hy omhels jou. En hy wil nie hê jy moet alleen daardeur gaan nie. Hy wil ook nie hê jy moet net daardeur kom en daaroor kom nie. Ek dink dit is so belangrik in daai teks om te sien, hy wil nie net hê, hey man, jy weet mos nou wat gaan gebeur in die einde, so kom net hier oor. Nie nodig om so te huil nie. Die Here wil hê ons moet rou. Rou is real en nodig. Daai genesingsproses waardeur ons moet gaan, is so nodig. En hy gaan saam met ons daardeur, en dit vat tyd, dis nie vinnig nie. Dis dalk, kan ons sê, 'n lewenslange journey, iets wat nooit ophou nie, maar jy word sterker. Jy leer om daai las te dra, want hy help jou om dit te dra. En ek wil net hê jy moet weet dat die Here wil ons help daarmee. En hy wil met jou connect daaroor. En miskien het jy nog nooit, miskien is jy op 'n plek waar jy's kwaad oor iemand wat dood is. Miskien het jy nog nooit met die Here daaroor gepraat en dan wil ek jou uitnooi. Gaan sit by die Here se voete. Gaan chat met hom daaroor. Dis nie net iets wat jy moet oorkom of iets wat jou moet staan uit sterk nie. Nee. Laat ek dit so vir jou sê, die Here is nie net daar wanneer ons deur dit kom en ons kry alles by mekaar. Dan moet ons met die Here gaan praat nie. Nee, die Here is daar wanneer ons heeltemal uit mekaar uitval. Dis wanneer hy daar vir ons wil wees. Dis wanneer ons hom die meeste nodig het. Dis wanneer ek en jy heeltemal broken is en ons val uit mekaar uit en ons weet nie hoe om goed te hanteer nie. En ons emosies is oorweldigend en ons weet nie wat om daarmee te doen nie en hoe om hierdie goed te sien is in daai moments wat ons wil ontmoet. En ons kom vasdruk. En vir ons kom fluister 'n woord deur die Heilige Gees wat geen preek of niks wat 'n mens vir jou kan sê gaan help nie. En is uit daai hart uit van God wat hy vir ons verdere hoop gee ook in die skrif. Paulus praat in 1 Tessalonisense 4, jy kan blaai soontoe, 1 Tessalonisense 4, en in vers 13 en 14 gee hy ons vir hierdie hoop, en ek gaan vir jou vers 18 ook lees. Hy sê in vers 13, ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. So mense wat oorlede is, en die ewigheid in is, mense wat aan die ander kant van die deur is, wat gaan met hulle gebeur? Of dit nou 'n babietjie is, of dit 'n kind is, of dit 'n jong volwassene is, en of dit iemand is wat 100 jaar oud geword het, en net op hulle siekebed rustig gegaan het. Wat gaan met hierdie mense gebeur? Hy sê, ek wil nie jy moet onkundig wees oor dit nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. En hier doen hy nou 'n recap in vers 14. Hy sê, kom ons recap gou, wat glo ons as Christene? Hy sê, ons glo dat Jesus gesterwe het, maar ook opgestaan het. En dan sê hy, saam met dit, ons glo nie net dit nie, hy sê, net so glo ons ook, dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Ons glo dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het, maar omdat hy dit gedoen het, kom hierdie gawe nou by, dat mense wat sterf in hom, gaan ook opstaan in hom, en dan sê hy eindig hierdie stuk, en sê hy, troos mekaar met hierdie woorde. Troos mekaar met hierdie woorde. Encourage mekaar, tel mekaar op, herinner mekaar wat Jesus vir ons gedoen het en van hierdie groot gawe wat ek noem die groot reunie. Hierdie toekomstige hoop wat vir ons voorlê, waar ons weet met absolute sekerheid, ons gaan ons geliefdes weer sien. En ek wil dit vir jou so sê, as ons treur, want daai skrif sê nie ons moenie treur nie. Wat hy vir ons sê is, want nou Jesus, ons het nou net gesien, Jesus huil. So ons sien, treur is nodig, treur is deel van ons journey. Maar ons treur nie sonder hoop nie.
En dit beteken wanneer ek en jy treur, wanneer ons rou oor iemand wat oorlede is, dan rou ons nie, ons tree nie iets wat verlore is nie. Né? Ons treur 'n skeiding. Daar's 'n verskil tussen verlorenheid en skeiding. Ons nou met Joshie se wat op die rugby toer is, het ons daar oorgeslaap by 'n plek in die bos en daar's hierdie LM gras. Hy staan so bietjie uit, né? En dan kan jy as jy iets daar binne verloor, dis gone. So Gail het haar sy het 'n ankle bracelet. En sy kom toe na ek agter haar ankle bracelet is af. Nou gaan loop ons by daai gras. Ek weet nie hoekom het ons dit gedoen nie. Jy gaan dit nie kry tensy die Here wil hê jy moet hom kry, gaan jy hom nie kry nie. Ons het hom nie gekry nie. Dis verlore. Kyk, ons weet nie waar dit is nie. Ons het hom daar verloor. Hy's gone. Ons weet nie waar hy is nie. Josh het ons by die kamp afgelaai. Ek weet waar hy is. Hy het nie 'n foon by hom nie. Hulle mag nie fone by hom hê nie. En ek beloof ons het nie een in sy kussing ingesit nie. Gail het miskien. Ek weet nie. Ek sal op haar foon kyk of sy met hom praat. Maar ek het nog nie met hom gepraat op sy foon nie. Ons mag hom nie bel in die aande nie. So hulle is daar, hulle doen hulle ding. Ek mis hom, daar's 'n skeiding, maar ek weet waar hy is. Ek het hom nie verloor nie. Ek weet waar hy is en ek weet ons gaan mekaar weer sien. En so treur ons wanneer ons iemand treur wat aan die ander kant van die deur is. Ons glo, ons as families in Christus, ons weet waantoe ons op pad is, ons weet ons gaan mekaar weer sien. Ek treur nie iemand wat verlore is nie. Ek treur 'n skeiding. En verseker treur ons want dit maak seer. En daai verlange is diep, né? En hoekom is dit so diep? Want God is die God van liefde. Hy is die God wat ons maak met vir koneksie. En omdat ons connected is en omdat ons liefde kan ervaar en kan gee, dis hoekom ek so verlang. Dis hoekom ek so verlang. Maar die Here gee ons hierdie belofte. Dis nie verby nie. Onthou in die begin het ek jou gevra om te hou vas aan die beeld van die soldaat, né? Jy kan daai volgende prentjie vir my opsit, Jason. Hierdie soldaat is op 'n missie gewees, ver weg van die huis af. Wat het hulle sê? Afghanistan. Afghanistan is ver van hier af. Is ver van Amerika af. Ek en jy is op 'n missie op aarde, ver van die hemel af. Baie ver. Dis hoekom hierdie plek is broken, hier seer. Hierdie is 'n oorlogsveld waar ons is, familie. Ek en jy is 'n soldaat wat ontplooi is na 'n oorlogsveld. Ons is nie by die huis nie. Ons is op pad huis toe, maar ons is nie by die huis nie. Ek en jy is hier om oorlog te voer. En wanneer jy klaar is, toe hy klaar is met sy diens, wat gebeur? Hulle stuur hom huis toe en hy kry daai gawe van om terug te gaan na sy familie en daar's 'n groot familie-reunie. Dis presies wat gaan gebeur met my en jou. Ek en jy gaan hierdie gawe ontvang as ons werk hier voltooi het. Dan gaan ek en jy huis toe gaan en daar gaan 'n groot reunie wees. Maar tot dan is ek en jy hier op 'n missie, né? Paulus sê, Jessie, om te sterf is 'n wins, om te gaan hemel toe nou en om by my mense te wees. Kan jy imagine daai dag as jy daar kom en jy sien jou mense weer, daai hug, daai omhelsing. En hoe kan ons weet dat dit so gaan wees? Ja, die Bybel sê dit vir ons, Paulus sê dit. Maar ek dink die grootste bewys daarvan sien ons met Jesus self. Hy kom aarde toe. Hy kom aarde toe want God se kinders is verlore geraak in hierdie oorlog. We were taken for ransom. God se eie kinders was gevat, gevangenes hier op hierdie oorlogsveld. En hy stuur Jesus, die ou boet, as die hoofsoldaat om te sê, gaan sort die vyand uit daarso. Gaan wen my kinders terug. En hy doen wat hy moet doen en hy sterf en hy staan op en hy vertel vir ons, luister, ek gee nou hierdie werk oor vir julle. Julle moet nou aangaan met hierdie reddingswerk wat ek hier begin het. Julle moet aangaan met dit. Julle is die soldate. En dan sê hy vir ons, onthou nou, ek gaan hom vir julle 'n plek voor te berei, Johannes 14. So moenie ontsteld wees nie, mense gaan doodgaan. Julle gaan seer hê. Moet nooit dink dat dit die Here is wat julle verlaat het nie, want die vyand gebruik hierdie pyn om hom te verlekker in ons seer en om ons half iets hier te fluister van
Die Here is nie met jou nie, die Here kan nie vir jou omgee nie. As die Here vir jou omgegee het, hoe kan 'n 7-jarige kind sterf as die Here omgee? Hoe kan dit gebeur? Nou, ek en jy, ons het nie 'n antwoord vir daai nie. Daar's baie sulke dinge wat gebeur waar ek en jy geen antwoord voor het nie. Maar net omdat ons nie 'n antwoord het vir sulke gebrokenheid in hierdie wêreld nie, beteken nie God is nie 'n God van liefde nie. 'n God van liefde kan nie van die aarde hierdie oorlogsveld nou 'n hemel kom maak nie. Hy het vir ons duidelik gesê, hier gaan goed gebeur, jy gaan dit nie verstaan nie, dit gaan seermaak, dit gaan moeilik wees. Julle het mekaar nodig, maar onthou, ek berei die hemel voor. En ek's besig om vir elkeen van julle 'n kamer gereed te maak. Hou moed, glo in my en hou vas in wat ek gaan doen vir julle en dit wat ek reeds vir julle gedoen het. Dan gaan julle weet waar ek is. En dan sien ons wat gebeur met die hemelvaart. Jesus gaan op en die seun het hierdie groot, beautiful reunie met sy vader. Kan jy imagine, 33 jaar, wat Jesus uit die hemel uitstap en hy kom na hierdie plek toe en hy en die vader is nie by mekaar nie. Nie soos hulle wil wees nie. Kan jy imagine die moment wat hy teruggekom het in die hemel in en hy en die vader hug mekaar. En die engele celebrate. Baie soos toe hierdie soldaat by daai saal ingekom het. Dis soos 'n mini version van dit. En almal cheer en almal is gelukkig. Die mense in die crowd huil vir hierdie gesin. Van julle sit hier en vee 'n traan af vir hierdie gesin, vir hierdie vrou, vir hierdie kinders, vir hierdie soldaat. En so gaan dit wees. Nes Jesus met die Vader herenig is. Ons kan sê ons dien die God van reunie. Gaan hy vir ons daai gawe gee om weer by mekaar te kan wees. En jy weet, as ek net dink aan iemand om ja te sê vir Jesus, dan is dit een vir my altyd een van die goed. Wil jy, as jy doodgaan, wil jy jou mense weer sien? Wil jy hulle weer sien? Wil jy vir ewig saam met hulle wees of vir ewig weg van hulle af? Dan, Jesus is die enigste pad na dit toe. Jesus is die enigste, ek ken niemand anders wat daai offer gee nie. Hy is die enigste een wat dit vir ons offer. Hoekom sal jy vir hom nee sê? Net as jy luister na al die snert wat hier buite is, wat vir jou enigiets anders offer hier op aarde en wat vir jou probeer antwoorde bied oor wat God moes gedoen het in moeilike situasies en jy luister na mense, jy sit jou geloof in mense in plaas van die Here wat aarde toe gekom het en nie vir ons maklike antwoorde gegee het nie, want die Here hy is nie die God van maklike antwoorde nie. Die Bybel maak nie alles baie eenvoudig nie. En hy sê, daar gaan baie vraagtekens wees wat nie nou beantwoord gaan word nie, maar ek gaan by jou wees. En ek gaan saam met jou deur hierdie goed gaan en op die einde van die dag, jy gaan doodgaan, jou familie gaan doodgaan en dan is daar die ewigheid. En hier is die key goed wat jy hoef te weet en wat jy nou moet doen. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil eendag by my mense wees. Ek wil eendag by my mense wees. En hoe wonderlik is dit nie om te kan lewe met hierdie hoop, dat God die God van liefde en die God van reunie is en vir ons hierdie hoop gee. En dan, nie net dit nie, maar nie sê, moenie worry nie, daar's goeie nuus aan die ander kant nie, maar sê, maar tot dan as ek by jou. En gaan ek saam met jou journey. Gaan ek saam met jou journey en is jy hier op 'n missie en lewe vir mense wat nog nie besef dat daar 'n ander kant is nie. Lewe vir mense wat nog nie besef dat dit in Christus is wat hulle saam met hulle familie gaan wees nie. Almal gaan nie met hulle familie herenig word nie. Nie almal gaan nie, net in Christus. So lewe vir mense, laat mense hoor wat het ek vir hulle gedoen en hoekom het ek dit vir hulle gedoen, dat hulle my hart kan ken. En dat hulle na my toe kan kom. Daar's nie 'n groter missie as dit nie, familie, om voor te lewe nie. En kan jy dink hoe amazing moet dit wees, as jy in die hemelse paviljoen, as jy daar op die hemelse paviljoen sit, en hier kom nog 'n soldaat aan, en 'n family, en hulle roep die familie, en hier kom hulle, en hulle huil, en hulle hak, en hulle almal cheer, en dan stop hulle, en die Here sê, jy, kom gou hierso. En dan sê hy vir jou, as gevolg van jou, dis hoekom hulle hier is. As gevolg van jou. Onthou jy daai dag, toe jy met daai persoon by die werk gechat het? Onthou jy daai dag, toe jy in Spar, X, Y of Z, vir die vrou agter jou, iets betaal het? Daar het iets
in haar begin doen, en sy het huis toe gegaan en met haar man gepraat, daai Sondag is hulle kerk toe, jy het nooit daarvan geweet nie, toe daai hele gesin tot bekering gekom, en geslagte daarna, kinders, kleinkinders, vir hoeveel geslagte, is hier vandag, as gevolg van jou. Kan jy imagine daai joy, wat jy in daai moment moet hê? En dis die missie waarmee ek en jy lewe, is om te sê, hey, ek gaan sorg dat my familie daar is, maar nie net dit nie, ek wil alles doen wat ek kan, om te sorg, dat elke ander familie en hulle volgende geslagte daar is. As jy vandag hier sit en jy sê, yes Jacques, ek sit met 'n seer, in hierdie opsig, dat ek het iemand verloor en is regtig seer, en ek het nodig om met die Here te ontmoet, dan wil ek bid vir jou. Dan wil ek bid vir jou. As jy hier sit en jy sê vir my, yes, miskien is jy aanlyn en jy sê, ek hoor jou en dit is vir my die beste nuus ooit, maar ek weet nie of ek daar saam met my familie gaan wees nie. Ek weet nie of my familie saam met my daar gaan wees nie. Dan wil ek bid vir jou en jou familie. En dan daarmee saam wil ek ons moet ons harte oopmaak vir hierdie missie, wat die Here in ons hande gesit het om te sê, besef net jy's 'n soldaat hier. Hierdie is nie 'n vakansieplek nie. Julle is hier om te werk. Julle is hier op 'n missie. En dis net so, dan is hierdie lewe verby. Dis net so of 'n olifant gooi jou dood met 'n klip. En dan is dit verby, dan jy jou kans gehad om vir my te werk. Moenie tyd mors nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil eerstens mense aan U opdra, laat ek miskien net 'n tree terugvat. Here, dankie dat ons dit kan bid. Dankie vir hierdie goeie nuus. Mag ons dit nie for granted vat nie. Wow. Dat U 'n weg kom maak, dat ons vir ewig saam met ons geliefdes kan wees. Dat ons daai ongelooflike vreugdevolle reunie kan ervaar. Dis U Vaderhart. En ons het U lief as gevolg van dit. En Here, U sien reeds, hier's mense hier wat sit met daai eina, met daai seer, daai wond van rou, daai wond van verlange, omdat hulle iemand aan die dood afgestaan het. Hier's mense wat ek weet het kinders aan die dood afgestaan. Hier's mense wat ouers aan die dood afgestaan het. Broers, susters, vriende, vriendinne. Here, my gebed is dat U elkeen sal ontmoet en daai wond sal aanraak en nie net om vinnig gesond te word nie, wat ons besef, dis nie hoe dit werk nie. Hierdie is dinge wat ons lewenslank mee saam met ons sal dra. En al wat ons vra is, Here, dat U dit saam met ons dra. Al wat ons vra is dat U ons sal kom bemoedig met daai hoop wat net U gee. Die hoop van die ewige hemelhuis en die hoop van U teenwoordig hier en nou. Here, ek wil bid vir mense wat sê, yes, ek weet nie of ek reg is nie. Ek wil hemel toe gaan. Ek wil my familie moet hemel toe gaan. Ek wil daai reunie ervaar eendag. Ek wil. Ons besef, net omdat ons wil, beteken nie ons kies dit nie. En my gebed is dat U mense wat vanoggend hier sit en vanoggend my stem dalk hoor oor die livestream, dat U met hulle harte sal raak en dat hulle sal hoor hoe U daar staan en klop en dat hulle net daai sleutel sal draai om te besef, al wat hulle moet doen is net U inlaat. Want U het reeds die prys betaal om te sê, hey, ek het jou vergewe, ek wil by jou wees, jy moet my net inlaat. Gaan in en wees tuis met hulle. Druk hulle vas. En laat hulle oorweldig word met daai absolute sekerheid, dat U hulle lief het, dat hulle vergewe is en dat hulle daai groot reunie met hulle familie sal ervaar. As daar familielede is wat U nie ken nie, bid ek dat ons vir hulle sal bid en in die gees vir hulle sal intree en vir hulle sal veg in die gees, Here. En ons roep hulle na U toe. En ons saai saadjies en ons weet, U is die een wat die saadjies laat groei.
dat ons as gesinne kan lewe met daai wete, ek ken die Here, my man ken die Here, my vrou ken die Here, my kinders ken die Here, dat ons lewe met daai wete, want ons geen groter vrede wat kom van daai wete nie. En ons geen meer aaklige gevoel as die vraagteken oor dit nie, om te wonder of ons mense reg is met U. Kom vat daai las van ons, Here. En Here, ek wil afsluit deur te vra dat U ons bewustheid van ons missie net soveel meer sal kom opvlam in ons harte, dat ons sal besef, ons is hier om te werk vir siele. Ons is hier om die kerk te bou, nie om lekkerder vir onsself te wees nie, maar dat ons kan plek maak vir meer mense, vir meer kindertjies in die kinderkerk, vir meer gesinne wat met U kan kom ontmoet, sodat as iets moet gebeur, of hulle 7 is, of 17, of 70, dat ons as families, kinders, tieners, jong mense, ouers, oumas en oupas, dat ons sal reg wees met U. En dat ons kan bydra tot ander families wat reg is met U. Mag dit die getuienis wees van ons bediening, omdat almal van ons saamwerk en almal van ons besef, ek is deel van hierdie span. En ek moet my taak opneem, hierdie missie, om families in die hemel te kry. Om hierdie gawe van familiereunies te gee vir meer en meer mense. Wat 'n voorreg om deel te kan wees van U span en om dit te kan doen. That is worth it. Dis worth it. En mag niks anders in hierdie lewe belangriker word as daai medalje, as daai trofee, as daai mikpunt, die Here, want daar's niks groter as dit nie. Ons vra dit, Here, want al hierdie dinge kan ons nie sonder U doen nie. Ons elkeen het U nodig, as families het ons U nodig. So ons kom nederig voor U en ons weet U is hier met soveel liefde en genade en ons dankie daarvoor, ons dankie vir U hart, Here. En ons bid dit in die groot en mooie naam van Jesus en ons sê saam.